Ons lees Matteus 26 vers 75. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val het Petrus by wat Jesus gesê het. Voordat die haan kraai, sê hy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Ons is gou met wenkbrauwe te lig wanneer ons sien dat Petrus Jesus wel 3 maal verloon het voor hy haan kraai. Hy was immers 'n disipel wat saam Jesus gewandel het. Hy wat een van die 3 was wat deur Jesus uitgekies is om saam met hom te gaan terwyl hy gaan bid het. In die laaste ure voordat hy gevange geneem is. Hoe kon hy dit doen? Maar hoeveel keer verloon ek en jy nie ook Jesus deur ons gedrag en ons optrede nie? Ons is immers ook disipels van Christus. Daar waar ons soms om die braaivleisvuur staan, op saam vriende kuier, en ons gunsteling rugbyspieler of filmster word aangevat of sleg gesê, kan ons heel gaan stel raak en ywerig stry om die teendeel te bewys. As die vuil grappe uitkom, en ander mans of vrouens bespreek of beskinder word, praat ons soms ywerig saam. Partykeer sal ons, alhoewel dit teen ons Christelike beginsels indrys, selfs die kop knik en glimlag, maar sal liefs nie opstaan vir dit waaraan ons glo nie. Selfs wanneer die naam van ons Skepper uitlig gebruik word, verkies ons eerder om stil te bly. Dis mos nie die tyd of plek om daaroor te praat en mense terecht te wys nie. Ons is net eenvoudig nie bereid om vir ons geloof en ons saligmaker op te staan. Ons swyg eerder. En ek en jy, ons doen dit keer op keer. En die ergste van alles is dat dit elke keer makliker word, dat ons optrede probeer regverdig deur te sê, meester in jou godsdienst nie, of daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. Is dit nie met hierdie optrede van ons, maar almal nes Petrus, selfs erger nie. Petrus het immers berou getoon. Hoeveel keer het ek en jy deur ons optrede of gebrek aan optrede Jesus verloon die laaste uur, die laaste dag of 2, die laaste week, die laaste maand? Wat sien ek en jy as ons optrede in die van Petrus vergelyk? Sien ons iemand wil opstaan vir sy of haar verlosser en geloofsbeginsels? Of sien ons 'n Petrus wat hom verloon? Jy sien, Petrus het Jesus op 'n afstand gevolg voordat hy hom verloon het. Hy was nie naby en nie teenwoordigheid vir Jesus nie. Dis nie dalk presies die rede waarom ons Vader, ons verlosser en saligmaker, so maklik kan verloon nie. Juis omdat ons hom op afstand volg en omdat ons nie in sy teenwoordigheid is nie. Ons is nie so naby aan hom dat ons sy hartklop kan voel en fluistering en sy stem kan hoor nie. Ons is elkeen met 'n vrye wil geskape en ek en jy kan besluit of ons sal opstaan vir ons geloof en of ons vir die res van ons lewens 'n volg op 'n afstand verloonende Petrusbeeld gaan sien wanneer ons na onsself kyk. Om Christus te verloon moet nie ligtelik opgeneem word nie. Want kyk wat sê Christus homself in Matteus 10 vers 32-33. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. En dan vers 33, vir hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Dis tyd om op te staan vir ons geloof, vir ons Skepper, ons Verlosser en die Heilige Gees wat in ons meewerk. Ons kan en ons mag nie voortgaan om Here te verloon met dit wat ons sê of doen.